Mila Muis en haar mamma Mia en papa Willem het hard gewerk om reg te maak vir Mila se groot reis saam met Katrein, vrou Boer se kat, na die klein muishuisie van ouma Magrieta Muis in die groot bos. Oupa Uil het vir Tinkie na die plaashuis toegestuur om vir die postiemuise te sê hulle moet mensmedisyne en kos en warm goed vir ouma Magrieta neem, want die winter was om die draai en sy het baie oud begin word. Terwyl pa Willem Muis fliks gewerk het aan 'n sterk harnas wat op Katrein se rug moes vasgemaak word vir die pakkerasie, het mamma Mia gebrei aan die kombers wat hulle ook vir ouma Magrieta moes saamneem. Sy het gebrei en gebrei en gebrei reg deur die nag. Mila het haar mamma en pappa gehelp om stukkies wol en tou te vleg sodat mamma Mia die kombers kon brei en papa Willem die harnas kon maak. En wanneer hulle honger word, het Mila ook vir hulle kos en water aangedra. Dit was omtrent 'n gedoente. Intussen het Katrein deur die groot plaashuis geloop en kos en medisyne na die postiemuise se gaatjie in die muur gedra. Sodra Katrein iets bring, het Mila dit in hulle huisie ingedra en dan opgemaak in klein pakkies, sodat hulle dit maklik en stewig op Katrein se harnas kon vasmaak wanneer hulle vertrek. Maar daar was een ding waaraan hulle nooit gedink het nie. Wat sou Boer se vrou sê as sy na Katrein soek en haar nêrens kry nie? Terwyl hulle gewerk het om alles reg te kry, het Katrein besef, niemand mag weet dat hulle bos toe is nie. Want as vrou Boer moes uitvind dat Katrein en Mila Muis bos toe is, sou sy ook seker weet daar is muise in hulle huis, en dan sou hulle weer van voor af muisvalletjies stel om die muise te probeer vang. Boer se hond Wagter moes ook van niks weet nie, want hy's 'n regte ou klikkie en sou probeer om Katrein en Mila se spore uit te sniffel en so vir Boer te wys waarheen hulle geloop het. Nee, almal moes doodstil bly oor die plan. Toe Katrein laatmiddag die laaste goedjies by die postiemuise gaan afgee, sê sy, Willem, ek sê dit nou hier voor jou, mamma Mia en Mila Muis. Julle mag nie vir iemand sê dat ek in Mila bos toe gaan nie. Want as Boer en sy vrou dit uitvind, is die gord gaar en sal hulle vir Wagter bos toe neem om na my te gaan soek. Ja, dis waar. Nee, ons sal doodstil bly, sê Willem Muis. Nou, hoe ver is julle? Vra Katrein en haar groen oë is nou baie wakker. Kyk, Sê mamma Mia en haal die mooiste warm kombers uit 'n lapsak. ek het mos gesê hy sal klaar wees. Mamma, dit is die mooiste kombers. Ek is seker ouma Magrieta gaan glad nie koud kry met hierdie kombers nie. Sê Mila opgewonde. Jy het dit gedoen, my vrou, sê Willem. Hoe het jy dit so vinnig reg gekry? Ek het met dubbel woldrade gebrei, dan gaan dit baie gouer. Maar as dit nie vir Mila was wat so fliks gevleg het aan die wolletjies nie, sou ek dit nooit kon doen nie. En kyk hier, sê Willem. Die harnas is klaar. Ek is seker hy gaan stewig sit op Katrein se rug. En kyk ook hier. Ek het ook vir Mila 'n klein nesie gemaak aan die voorpunt van die harnas. Jy kan jou vasmaak sodat jy nie afval nie, Mila. En wanneer dit koud is of reën, kan jy jou toemaak. Maar kyk nou net, sê Katrein trots. Julle is 'n regtige baie talentvolle gesin. Nou gaan ek net alles aan die harnas vasmaak en dan is alles reg vir julle groot reis, sê Willem Muis. Ag, baie dankie julle. Julle het baie hard gewerk om alles so vinnig gereed te kry. Nou moet ons almal vir so 'n rukkie gaan slaap, sodat ons goed uitgerus is wanneer ons in die pad val, sê Katrein. En eet ook sommer iets wanneer julle wakker word, sodat ons genoeg krag het om nie te gou honger te word nie. Dit is reg so, Katrein, maar ons wil darm net ook vir jou baie dankie sê, dat jy bereid is om bos toe te gaan en vir ouma Magrieta Muis die goedjies te vat. En dat jy so mooi na ons almal kyk en ons veilig hou. Sê mamma Mia, dit is net 'n groot plesier, sê Katrein vriendelik. Gaan slaap jy en Mila nou lekker, Katrein. Dis 'n lang pad wat vir julle voorlê, sê Willem Muis. Ek is nogal self poot uit. Nou gaan lê ook 'n bietjie my ou man. Ek gaan gou so lank vir Katrein en Mila lekker padkos regkry en in 'n pakkie opmaak. Dan is dit ook reg vir wanneer hulle later vertrek. Sê mamma Mia Muis vriendelik. Dankie mamma. Mamma is die beste mamma ooit. Sê Mila Muis en gee haar ma 'n drukkie. Het jy die kaart
wat Tinkie vir jou op die venster geteken het met haar bekkie en jy afgeteken het op die papier, Katrein? Vra Willem. Dit sal nie nodig wees nie, Willem, sê Katrein. Ek is mos 'n slim kat. Daarom het ek die kaart uit my kop uitgeleer. Nou kan hy nie wegraak nie. Is jy seker, Katrein? Wil Mamma Mia weet. Katrein glimlag breed. So seker as wat julle hier voor my staan. Maar nou nie verder daaroor bekommer nie. Kom, ons gaan rus nou. En wanneer ons wakker word, eet ons gou iets voordat ons vertrek. Hoe laat sal jy hier by ons wees, Katrein? Wil Willem Muis weet. Katrein kyk op na die ou groot staan oorlosie, wat aan die bokant van die lang gang staan. Dis nou 6:00. Die mense gaan nou eet, en dan gaan hulle begin rustig raak. 'n Wagter slaap saans buite by die agterdeur, so hy sal nie sien wanneer ons by die voordeur se klein dieredeurtjie uitglip nie. Kom so 8:00 vanaand by mekaar, en dan laai ons alles op my rug, en dan val ons in die pad. Is dit reg so vir julle? Perfek, sê Mia, Willem en Mila gelyk. Ek sal julle wakker maak wanneer dit tyd is, my man en Mila, sê Mamma Mia. En daarmee is die postiemuise terug by hulle muisgaatjie in die muur. En Katrein is kombuis toe om te gaan kyk of daar so lank iets te ete is. Dit was nie lank nie, toe is Katrein, Mila Muis en Papa Willem vas aan die slaap.